Goeiemôre julle wonderlike mense, want dit is natuurlik nou naweek, maar ek dink nie 'n naweek het behoorlik begin eers na ontbytsake. So kom ons begin die naweek behoorlik en vandag is ons gas die sakeman en voormalige uitvoerende hoof van Eskom en dis André de Ruyter. André, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie, lekker om hier te wees. Baie lekker om jou te hê. Ek sien vreeslik uit om met jou te kuier. My agbare kollega Charlene, goeiemôre ook aan jou. Môre David, dit gaan groot pret wees. André, voorreg, lekker dat jy hier is in die ateljee. In leefstylsake gesels ek met Dr. Judy oor goeie hidrasie vir 'n mens se vel. En onthou ook vandag julle is die Centurion Gemeenskapsfees en ons het 'n spesiale aanbieding in ons sakewinkel as jy nog kaartjies wil koop, maar dis eers baie later. Leon, goeiemôre, collega. waar is jou sakefokus vandag? My sakefokus is Behalwe op 'n jouself? klomp myself, maar ek vir een of ander rede dink ek ver oggend aan die liedjie Ruiter van die wyntjie. Ek weet nie hoekom nie. Asseblief, dis so flou. Ons sakefokus is vandag in die Kougasstreek van die Oos-Kaap in die omgewing van Gqeberha of soos ons vriend LB sê QB. Jeffreys Bay in Imansdorp en ons gesels ook later met die mense van Rai Consulting en Everest Wealth. Ai tog, wat kan mens met hom doen? Maar om die span volledig te maak, oor na Corlie. Hallo Corlie. Môre David. Nou die Pinotage cultivar is al 100 jaar oud en daarom het ek vandag se gesogte Beeslaar Pinotage 2015 hier in die ateljee. Daarmee saam maak ek vir ons 'n moderne weergawe van 'n ou staatmaker bazaar gunsteling, curry en rys. Maar oor na die weervoorspelling opgeneem deur Annika en daarna gesels ek met Dries en Albert oor die Laveld Agrochem Farm Skills kompetisie by Nampo Alpha. Ja, dis 'n lang ding. Kom ons begin daarmee. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Ek is sommer opgewonde om te sê dat daar reënbuie kan voorkom in die droë weste van ons land hierdie naweek. So kom ons kyk na jou Saterdag en Sondag weervoorspelling. Die reënbuie is daar in die blou kleurskakering in die Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat en ook dele van die Oos-Kaap en dan word daar die aandreën verwag langs die Suid-Kaapse kus en dit sal dan ook voortduur deur Sondag en enkele reënbuie wat dan ook oornag Saterdag in Gauteng kan voorkom, maar hoofsaaklik in die Vrystaat en dan vir Sondag beweeg die reën na die Ooskus en aangrensende binneland met enkele donderbuie steeds op die oostelike platoorrand van Mpumalanga en nou ook 'n skraal kans vir enkele geïsoleerde donderstorms in die suide van Namibië. Wat jou temperature betref, is dit so in die middel tot hoë 20s in die streek met daardie kans vir donderstorms vanuit die weste, veral ook in Noordwes met 26 in Potchefstroom. Dan word dit heelwat warmer Sondag, veral in die Laagveld met 35 in Phalaborwa en 'n 30% kans vir reën in Mbombela. Vir die Vrystaat is dit 'n stormnaweek en 'n reënbuie wat kan voorkom veral in die weste van die streek. Vryburg met 'n temperatuur van 28 en 'n 60% kans vir storms. Saterdag en dan Sondag beweeg daar die groot kans vir reën nou na die Ooskus en aangrensende binneland. 'n Koel tot koue naweek vir die Oos-Kaap met maksimum temperature onder 20 vir die binneland en 'n kans vir reën ook hier vir beide Saterdag en Sondag. En Sondag sien ons dan 'n temperatuur van 20 in Oos-London met 'n 40% kans vir reën. Reën word nie Saterdag in die Wes-Kaap verwag nie, 'n lieflike 23 in die Moederstad, 24 in Bredasdorp en dan vir Sondag 'n kans vir reën in die Tuinroete en 'n klein kans vir reën ook in die Oeverberg met 21 in Bredasdorp. Storm weer al van vroegdag af vir die Noord-Kaap en dit is nou rondom Appington, Kimberley, maar ook ander dele van die provinsie. En dan gaan dit wel deur die loop van die dag begin opklaar en Sondag is dit dan weer droë toestande. Oggendreën kan steeds voorkom langs die Suid-Kaapse kus, dus nou vir Maandag en steeds reën in die ooste van Suid-Afrika met heelwat bewolkte toestande. Daardie reën duur voort deur die loop van Maandagnag en Dinsdagoggend of althans die kans vir reën nou ook langs die ooskus van Suid-Afrika en dan deur die loop van Dinsdag gaan die reën opklaar. Dit is koel en bewolk in die noordooste van die land, matig oor sentraal Suid-Afrika en matig tot warm in die weste.
Wat die temperature betref, is dit dan 'n minimum van 14 in Gauteng vir maandagooggend, 17 in Durban wat ons verwag en 16 in Polokwane. Dan vir die maksimum temperature kyk ons na 17 in George, 22 in Kaapstad en dan vir Dinsdagoggend 'n minimum van 6 in Sutherland en 10 wat ons in beide Bloemfontein en Kimberley verwag en daardie middag sien ons dan die koeler toestande in die ooste en baie warm in die weste met sommer 'n lekker 29 in Kaapstad. 'n Fris suidoostewind wat in die moederstad gaan waai met 'n matige noordewind in Noordwes en dele van die Noord-Kaap, 'n fris noordoostewind langs die ooskus, dan 'n matige bries met tye vir die Vrystaat. Dit is nou vir Sondag 'n fris suidwestewind langs die ooskus met steeds 'n fris suidoostewind vir Kaapstad. Nou ja, dit is dan jou weervoorspelling. Ek plaas Woensdag weer 'n opdatering op sosiale media. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Dries Reyneke is 'n direkteur by Westbury Supplement Feeds en Albert Loubser is van Nampo Alpha. Eintlik heel wat meer, maar kom ons sê maar net die Nampo Alpha gedeelte. Goeiemôre meneer, baie welkom. Môre. Albert, hierdie kompetisie, die Laveld Agrochem Farm Skills kompetisie. Wat is dit? Wat beteken dit? Ja, dit is 'n ongelooflike projek want die kinders sit in 'n klaskamer, hulle leer 'n kurrikulum, berei hulle self voor vir 'n loopbaan in landbou. En dis net leer. En wat Farm Skills doen, is hulle vat daai kurrikulum, maak 'n lekker kompetisie daarvan, kinders kry praktiese ondervinding, sit die teorie in praktyk en stap as beter landbouers daaruit. So hoekom sien jy dit as so belangrik? Hoekom is dit so belangrik? Daar as jy dink die gemiddelde ouderdom van ons boere in Suid-Afrika is 55 tot 63. En daar's nie werklik jong boere onder 35 wat die mark betree nie. So vir daai rede is ons betrokke. En die algemene mens dink dat plaas gaan oor kakieklere en velskoene. Maar dit is baie groter. Landbou is baie groter as dit. Ons het verskeie, ons het voeding, ons het agronomika, ons het chemie. So Laveld Agrochem en Westbury glo in dit. So dit is hoekom ons. Maar ek reken die kompetisie is nou al 'n tydjie aan die gang en daarso lyk dit vir my dat 'n paar skole in 'n paar provinsies nou al deurgedring. Die finale is die 16 en 18 Oktober as ek dit nie mis het nie. En dit vind alles plaas by Nampo Botawil. So wie is van daai skole wat nou al deurgedring het? Ja, dis Nampo Alpha. Nampo by Botawil, dis dieselfde terrein as wat Nampo is, maar dis Nampo Alpha wat eintlik die vee Nampo is. Ja. David, is die eerste keer wat ons 'n nasionale kampioenskap het. Daar is van die provinsies wat in die verlede jaar of 2 terug al kampioenskappe gehad het. Hierdie jaar is daar van die provinsies soos die Vrystaat wat hulle toevallig hulle kompetisie so 2 weke gehad voor die geleentheid. Dan kwalifiseer daar en kies hulle provinsiale span en dan van die ander provinsies soos Limpopo byvoorbeeld neem Merensky as die Limpopo span deur. Maar ons het 7 provinsies wat gekwalifiseer het. So dis die eerste nasionale kampioenskap wat die 7 provinsies nou te mekaar gaan wees. En by Nampo Alpha is dit nogal vir ons belangrik die nasionale kampioenskap. Ons het die Old Mutual Interras kampioenskap en Lamb Champs en nou die Farm Skills ook wat almal nasionale kampioenskap. En die ouens wat betrokke is Laveld Agrochem en Westbury Supplement Feeds, hulle is daarbey betrokke. Hoe is hulle daarbey betrokke? Kyk, daai kinders moet behuis word. So ons is betrokke by die behuisingsstelsel, kos gee. Hulle moet uit die aard van die saak eet en dan natuurlik die trofees en dan beoordeling en daai tipe van goed. Dit klink my baie bindend. Net baie vinnig. Gaan dit 'n jaarlikse instelling word? Absoluut. Nou, ek dink is 'n baie goeie idee om die kinders so vroeg te betrek en op 'n kompetisiebasis, 'n baie oulike idee. Baie dankie meneer dat julle vanoggend hier by ons 'n draai gemaak het. Charlene gesels nou met ons gas vandag en dit is Andre de Ruyter. Nou, 'n mens kan nie 'n gas soos Andre de Ruyter hê sonder dat gesprekke nie baie diep en ernstig word nie. Maar Leon het ons nou voorgespring met 'n aanvanklike lawwigheid. So Andre, sê nou vir my, hoeveel keer moes jy nou al die Ruyter van die wyntjie grappie hoor? Man, ek het gedink ek gaan nog 'n Eskom boek skryf. oor al die grappe wat mense al vir my vertel het wat hulle gedink het ek nog nooit gehoor het nie. Ja.
maar met groot opwinding aan my oordra. So dit gaan my tweede boek wees wat ek skryf. Maar op 'n ernstige noot, daai mantel van ruiter van die wynkie, het eintlik iets daarmee te doen gehad dat mense jou tot 'n mate in die publieke oog gesien het as 'n held. Het jy die gewig daarvan gevoel en wat was die emosionele impak op jou? Nee, wat ek het myself nou nooit as 'n held beskou nie. Daar was 'n werk om te doen. Dit was 'n vrek moeilike en 'n vrek harde werk en ek het lekker gewerk saam met goeie kollegas. Ek het ook my oomblikke gehad van twis en stryd met van die ander betrokkenes in die Eskom sage, maar dit was vir my 'n eer en 'n voorreg om jy weet hopelik 'n bydrae te maak tot die land. Ja. Mens hoor min oor jou familie, seker te verstaan nie, jy's 'n baie private mens. En toe jy nou weg is vir 'n ruk uit die land, jy is in Amerika, daai anonimiteit wat jy toegehad het. Vertel vir ons van daai ervaring, want dit moes sekerlik 'n bietjie van 'n verligting gewees het om 'n normale gesin te wees. Ja, dit was heerlik, jy weet, om in die straat af te stap sonder dat iemand vir jou die toeter blaas of waai of jou beskou as die prins van duisternis, jy weet, dit was lekker. So die tyd in Amerika was regtig 'n dekompressie tydperk. Soos 'n ou wat uit 'n groot druk gekom het en dan net weer tot verhaal kon kom. Dit was werklik 'n bestuuring vir ons as gesin ook om net weer 'n bietjie tot verhaal te kom. Jy het 'n senior leerstoel, ek dink dit is hoe mense dit sê, aan Yale Jackson se skool vir internasionale betrekkinge beklee. Daai akademiese omgewing, hoe het jy dit ervaar? Dit was wonderlik. Jy weet, daar is fenomenaal intelligente en belese mense by Yale, soos wat 'n mens kan verwag. Die kampus self is pragtig. Dit is sandsteengeboue, klokke spel wat speel. En dan ook die studente. Die studente word gekeur en jy het met die roem van nie Amerika nie, van die wêreld te doen. En dit was 'n baie stimulerende omgewing vir my en ek het self baie geleer uit die hele ervaring. Nou dan moet ek vir jou vra, hoekom het jy teruggekom? Eerstens my kontrak verstrek. Maar tweedens, jy weet, hierdie is maar ons plek. Dit is waar ons wil wees. Ons is Suid-Afrikaners. Ek het nou al in 5 lande in die wêreld gewoon en gewerk, so ek dink ek het 'n redelike verwysingsraamwerk van waar dit lekker is en waar dit goed is en ten spyte van al die uitdagings wat ons het, is Suid-Afrika nog die plek waar ons wil wees en waar ons tuis voel. Ek gaan nou verder met jou gesels, maar eers oor na Corlie en dan is dit weer ek en Andrei. Die Beeslaar Pinotage van die bekroonde Stellenbosch wynmaker Abri Beeslaar met aromas van kersies, pruime, donker sjokolade en kaneel op die palet is 'n wynversamelaar se droom en kan tot 20 jaar verouder word. Nou, ek het al 'n paar versoeke van kykers gehad om steeds 'n maklike sakpasdis te deel. So wat is makliker vir 'n weeksaand as heerlike curry en rys? Nou dis verseker gereeld op my weeksaand spyskaart en dit kan ook gevries word vir later se eet. Nou vandag gaan ek dit wel so 'n bietjie opdolly met opdiening en die groente wat gewoonlik binne ingaan bo-op bedien. Want curry en rys kan maklik maar eentonig lyk. So ek wys jou hoe ons dit mooi en kleurvol kan laat lyk. Nou die vleis is natuurlik die staatmaker beesmaalvleis wat jy altyd in jou vrieskas het. Jy kan ook die vleis in grootmaat maak en die ekstra maalvleis dan nou wat oorbly vries en later in die week dan nou net weer op 'n ander manier bedien. Soos byvoorbeeld in 'n wrap of 'n roosterbroodjie of selfs dalk in 'n pasta. Maar met sulke resepte hou ek weer eens daarvan om my vleis en my groente apart gaar te maak soos ek reeds genoem het. Nou as jy die resep volg sal jy sien die bestanddele het jy eintlik alles in jou koskas. Nou voor jy vanoggend uit die huis uit gaan, dan haal jy daai gevriesde maalvleis uit en as jy vanmiddag by die huis kom dan sit letterlik 20 minute en jy het aandete. Nou die gekapte eie braai jy eers, dan die vleis en onthou ons bou die geure soos wat ons die vleis in die pan dan nou gaar word. Nou die speserye en geurmiddels wat hier is,
gaan ek nou vir julle vertel van, ek wil net gou sê wat het ek so lank hier gedoen. So ek het die opgekapte eie, die knoffel en die gemmer hier in en dan het ek my maalvleis dan nou hier ingesit. En dan kan jy hom nou net eers, ek hou daarvan dat hy eers so 'n bietjie braai. Dan as ons gaan na die ander bestanddele toe, het ek hier 'n bietjie vleis aftreksel en ek het 'n blikkie tamatie en ek het hierdie een van Pick n Pay gebruik wat sê hy het 'n lekker aromatiese curry ondertoon. So ek sien uit daarna 'n bietjie bladjan en dan ek hou ook daarvan om 'n raja curry, dit's maar eintlik al die smake wat reeds in is. Daarvan het ek bietjie borrie, bietjie chili flakes en tamatiepasta en dan woestersous. En heel laastens het ek reeds die aartappelblokkies, ek het so 'n bietjie gekroek, weer bietjie sag gekook en dit voeg jy dan nou ook net by hierso. Nou die vleis, aartappels en die speserye wat ek alles nou in die pan gaan voeg by die vleis, gaan so 10 tot 15 minute prit sodat die geure goed kan intrek en as ek terug is, gaan ons gesels oor daai groente en dan kan jy kyk hoe lyk die vleis. Nou Charlene gesels eers nou verder met Andrei de Ruyter. Ek gesels verder met ons gas, Andrei de Ruyter. Andrei, die Eskom jare, nou ek weet nie of dit 'n grap is nie en of dit so 'n urban legend is nie, maar hulle sê daar was 23 mense op die lys en almal het nee gesê en toe is jy nommer 24 wat het besluit om ja te sê. Is dit waar en wat het jou besiel? Wel, ek weet nie hoeveel mense voor my op die lys was nie. Ek was seker die enigste ou wat dom en of dapper genoeg was om my hand op te steek toe die aanbod nou kom. Ek en Wyle Jabu Mabuza het mekaar redelik goed leer ken by Besigheidsleierskap Suid-Afrika en hy was destyds die voorsitter van Eskom. So dit was waar die koneksie ingekom het toe hy my nou nader toe het ek ja gesê. Ek dink as ek nou terugkyk en as ek geweet het wat vir my voorlê sou ek dalk 2 keer gedink het. Maar destyds was my gevoel jy weet jy kan nie om 'n braai staan en kla oor die toestand van die land en as die kans na jou toe kom om iets te probeer doen daaraan, dan sê nee dankie, ek los dit vir iemand anders. Want dan vergaan jy eintlik jou reg om te kla. En dit was maar my rasionaal hoekom ek die werk gevat het. So jy is nou terug in Suid-Afrika met jou gesin en jy's betrokke nou by 'n maatskappy wat die bevordering van hernubare energie regtig voorstaan en die finansiering daarvan. Is dit die area waarna jy dink jy nou jou bydrae wil maak? En dit gaan seker nie so kontroversieel wees soos wat Eskom was nie, of gaan dit? Nee, ek dink nie dit gaan so kontroversieel wees nie. Ek dink werklik dat hernubare energie in Suid-Afrika is die pad vorentoe vir ons. Nie net uit 'n omgewingsoogpunt nie, maar definitief ook uit 'n ekonomiese oogpunt. Son en wind is selfs al moet jy belê in battery en ander bergingstegnologieë. Dis volop hier. Ons het van die beste hulpbronne in die wêreld en ekonomies maak dit die meeste sin. Die laagste koste elektrisiteit wat ons tans op die netwerk kan bring is hernubare energie. En as 'n mens kyk na die ongelooflike toename in elektrisiteitstariewe, dan moet ons hierdie tendens omkeer en dan moet jy goedkoper elektrisiteit opwek. Maar Andrei, hoekom is dit so moeilik? Hoekom gebeur dit so stadig in Suid-Afrika? Hoekom is daar hierdie vreemde verskynsel dat in Nederland en Skandinawiese lande waar daar geen son en wind eintlik is nie, sien jy meer hernubare energie as hier in Suid-Afrika waar ons daai hulpbronne in oorvloed het? Ja, ek dink dit is toe te skryf aan die feit dat ons 'n lang meer as 'n eeu geskiedenis het van krag opwek uit steenkool. En dit is nie net steenkool nie, dis 'n hele ekosisteem, daar's dorpe, daar's myne, daar is maatskappye, daar's vervoermaatskappye en almal maak staat op steenkool as die dryfmiddel vir die ekonomie spesifiek in die oostelike Hoofveld. Maar ek dink net soos wat ons wegbeweeg het van ander tegnologieë, van perdekarre na motors, van faksmasjiene na e-pos, gaan ons ook op die einde moet wegbeweeg van steenkool, want daar is nou nuwe en beter tegnologie beskikbaar wat ook ander byvoordele het, soos
minder besoedeling, minder CO2, geen bydrae tot aardverwarming. Ek moet vir jou vra in een woord, jou purpose of jou doelwit vir jou tyd terug hier in Suid-Afrika. Net een woord. Beter. Nou, maar dankie dat jy terug is om dit te help beter maak. Daarbey gesels heel wat later ook met Andre, maar vir eers tyd vir die Oos-Kaapse sake fokus. Hi, ek is Andre Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. In vandag se sake fokus word ons weer eens herinner aan hoe mooi ons land is. Nou die Kougasstreek in die Oos-Kaap is nie net 'n baie belangrike landbou- en nywerheidsgebied nie, maar ook 'n gewilde toeristebestemming. Kom ons gaan kyk. Die Kougasstreek is vernoem na die Kouga rivier wat hier deur die Oos-Kaap vloei. Histories was die Baviaanskloof-gebied in Kouga, die tuiste van sanjagters, voor Britse setlaars hulle in die vroeë 18de eeu daar gevestig het as boere van onder andere Angora bokke. Die gebied was ook destyds belangrik vir die verbouing van suiwer groentesaad, soos eie, wortel en pampoensade wat dan na die binneland vervoer en verkoop is. Die Kouga dam, wat in 1970 voltooi is en in die Gamtoosvallei geleë is, was 'n belangrike siviele ingenieursprestasie wat die streek se besproeiing en watervoorsiening aansienlik verbeter het. Jy kan wyd en suid deur Suid-Afrika reis, maar Jeffreys Bay, St. Francis en die pragtige Baviaanskloof is beslis saam een van Suid-Afrika se topbestemmings. Breek weg na St. Francis Bay en duik in die warm Indiese Oseaan of stap langs Jeffreys Bay se ongerepte strande waar goue sonsondergange die horison in onvergeetlike kleure verf. Proe die suiwer soetheid van die heuning wat oor dekades deur plaaslike boere vervolmaak is en kyk op terwyl arende bo die ongerepte bergreekse van die Baviaanskloof sweef. Van lewendige restaurante wat die beste van die streek se kookkuns bedien tot wêreldklas verblyf en rustige kampeerplekke. Elke blyplek beloof nuwe stories wat wag om vertel te word en eindelose avonture. Ry perd op die strand, spring valskerm, speel golf op skilderagtige golfbane en verower legendariese 4x4 roetes. En natuurlik ry die wêreldbekende branders van Jeffreys Bay. Kom ervaar dit self. Die Kelston motorgroep het handelaars oor die hele Oos-Kaap. Kelston Cherry Jeffreys Bay is net buite die dorp by die Fountains Mall sirkel. Dis 'n agentskap vir Cherry, Amoda en Jaiku. Die Cherry naam is al goed bekend in Suid-Afrika en Amoda spog met moderne nuwe ontwerpe soos die Amoda C5, C7 en C9, terwyl Jaiku fokus op robuuste elegansie met modelle soos die J7 en J5 wat luukse veldrykenmerke insluit. Kliënte kry topgehalte diens in die goed toegeruste werkswinkel. Onderdele is altyd in voorraad en die kantoorpersoneel is daar om te help met alle finansiële reëlings. Hulle stel die kliënt altyd eerste en hulle produkte word verskaf met onoortreffelike waarborge. Hulle het ook toegang tot die Kelston motorgroep se hele gebruikte motorvloot wat baie streng ondersoek word voor verkope. Kelston Cherry Jeffreys Bay. Maak gerus 'n afspraak vir 'n toetsrit en kom ervaar self die nuutste kwaliteit en tegnologie. Ons kuier steeds in die Kouga distrik en ons volgende stop is in Niemandsdorp, so wat 100 km wes van Gqeberha aan die voet van die Kouga berge. Ons wys julle nou die ekonomiese hart van die Kouga en dan kyk ons na 3 bekende ondernemings in Niemandsdorp. Die Kouga-gebied se ekonomie is gebaseer op toerisme en landbou. En tans is daar 'n sterk fokus op die ontwikkeling van 'n hernubare energiesentrum deur middel van wind, son en biomassa-projekte. Die gebied word gekenmerk deur vrugbare grond, bergagtige streke soos die Kouga-berge en die skilderagtige Baviaanskloof en Gamtoosvallei. Die streek bied heerlike buitelugaktiwiteite en besienswaardighede soos die Kouga dam, die kuslyn met sy lieflike sandstrande en die perfekte branders vir branderplankry.
Welkom by Fountains Estate, 'n monumentale visie vir 'n 600 hektaar gemengde eiendomsontwikkeling geleë by die poort na die tuinroete in Jeffreys Bay. Ontwikkel deur dieselfde meesterbreine agter Lone Hill, Aston Bay en Marina Martinique, gaan hierdie landgoed die lewe op die tuinroete herdefinieer. Fountains Estate is volgens die New Town konsep beplan, met Fountains Mall as die hart van die ontwikkeling. Dit word gekomplementeer deur die Global Leadership Academy privaat skool en 'n moderne 120-bed privaat hospitaal wat in aanbou is. Fountains Industriële Park is 'n uitstekende beleggingsgeleentheid, geleë oorkant die Fountains Mall en strategies beplan vir maksimum toeganklikheid. Dit is die enigste ontwikkeling van sy soort in die streek, met 76 gesoneerde en goedgekeurde erwe om die vraag na pakhuise, berging en meer te vul. Die tyd is reg vir kommersiële belegging in hierdie streek. Skakel jou agent of Boegner Propwest vandag. Huise en geboue benodig bakstene en baie daarvan. Langkloof Bricks het oor die afgelope 56 jaar van 'n klein baksteenfabriek gegroei tot die grootste pleistersteenvervaardiger in die Oos-Kaap met 'n produksiekapasiteit van meer as 6 miljoen stene per maand. In 2011 stig hulle The Brick Centre, vanwaar hulle al hulle produkte verkoop. Hulle maak ook gebruik van herverspreiders om produkte so ver as moontlik aan soveel as moontlik kliënte beskikbaar te stel. Langkloof Bricks vervaardig hoofsaaklik kleipleisterstene wat ongeveer 80% van die kapasiteit beloop en die res is uitsonderlike suurstene, eie in hulle kleure vanweë die klei samestellings. Hulle gebruik die nuutste omgewingsvriendelike vervaardigings- en brandtegnologie en hou die impak op die natuurlike omgewing so laag as moontlik. Langkloof Bricks streef daagliks daarna om net die beste kwaliteit bakstene te vervaardig met ongekende volumes en uitmuntende diens gelewer deur The Brick Centre in die Kouga-streek tot sover as 400 km oos en wes van die fabriek. Seed Solutions is 'n verspreider van agronomiese sade. Alles wat boere nodig het by een plek, soos 'n een-stop winkel. Hulle werk saam met verskeie saadteelers om vir die boer 'n volledige pakket aan te bied. Hulle agronomiese saadprodukte fokus op weidings, maar hulle het 'n verskeidenheid produkte vir verskeie doeleindes. Hulle verskaf ook pasgemaakte mengsels vir boere se spesifieke behoeftes. Jy kry die beste produk teen die regte prys. Diens is vir hulle uiters belangrik. Hulle doen gereelde plaasbesoeke en sorg vir vinnige aflewering om by die boer se plantskedule te pas. Agri-drone spuit- en strooidienste is ook beskikbaar. Seed Solutions. By hulle is jy nie net nog 'n nommer nie. Die beste verskeidenheid en pryse met naverkope plaasbesoeke. Kontak hulle gerus vandag nog. Ons sluit die sakefokus in die Kouga distrik af met 'n kykie na die doen en late van die besigheidsforum en die netwerkgeleenthede wat hulle bied en maak 'n laaste draai in die gewilde vakansiedorp Jeffreys Bay. Daarna is David aan die beurt met gebruikelike ekonomiese sake. Die Kouga Besigheidsforum is 'n nuwensgewende organisasie wat streef daarna om die stem van sake in die Kouga-streek te wees. Jeffreys Bay, Humansdorp, St. Francis Bay, Henkie, Patensie, Lurie en Sonhill. Die KBF fokus op die ontwikkeling van inisiatiewe op plaaslike vlak, om kwessies wat ontwikkeling benadeel aan te spreek en oplossings daarvoor te vind. Ons help verseker dat sakegeleenthede in dienste, eiendom, toerisme en landbou tot die beste voordeel van die Kouga-area benut en ontwikkel word. Dis 'n een-stop-winkel vir betroubare sake-inligting en waardevolle netwerkgeleenthede. Kom stel jou besigheid aan 'n groter gehoor bekend. Besoek gerus hulle interaktiewe webwerf. Smart Security in die Oos-Kaap is meer as net 'n sekuriteitsmaatskappy. Jou veiligheid is hulle prioriteit. As jy by Smart Security aansluit, sluit jy aan by hulle familie. Hulle glo vas daaraan om verantwoordelikheid te neem vir die welstand van elke gemeenskap waarbinne hulle werk en gaan altyd uit hulle pad om te doen wat nodig is om kliënte te dien. Of dit nou 'n hoë spoedagtervolging van stroopers oor die duine van St. Francis Bay of 12 uur lange plaaspatrollies in die Karoo vereis, geen bedreiging val buite hulle bereik nie. Hulle werk met 0 toleransie. Smart Security word onderskei deur hulle intelligente optrede. Hulle glo in slim, proaktiewe benaderings tot misdaadvoorkoming en besigheidsbestuur wat ongeëwenaarde waarde vir hulle kliënte skep.
Hulle soek die beste kandidaate in elke veld en werf hulle vir die Smart familie. Hulle verhoog die standaard wanneer dit kom by reaksietyd en tegnologie. Smart Security. Hulle glo in plaaslike beheerkamers vir elke gemeenskap in die Oos-Kaap en is teen oproepsentrums omdat hulle glo dat kliënte direkte kontak met hulle verdien. Chainx, hier in die hartjie van Jeffreys Bay, is 'n wêreldklas kripto-geldeenheid verwisselingsplatform gelykstaande aan van die grootste platforms in die wêreld. Kliënte koop en verkoop kripto op die Chainx-platform met prosesse maklik genoeg vir enigiemand om dit te gebruik. Hulle bied meer as 40 verskillende kripto-geldeenhede en het die laagste fooie van enige kripto-platform in Afrika. Hulle bestuur nie jou fondse nie. Hulle werk soos 'n Saterdagmarkplek en bring kopers en verkopers saam. Kliënte is in volle beheer van wat hulle wil doen op die platform en daar is geen maandelikse fooie nie. Fooie is gebaseer op aktiwiteite soos kripto koop, verkoop en onttrekkings maak. Chainx wil graag hê almal, ongeag van hulle ondervinding, moet 'n geleentheid hê om deel te neem aan die kriptomark. Ons platform maak dit moontlik. Chainx maak al golwe in die Suid-Afrikaanse kriptomark sedert 2018 met 'n FSP-lisensie, streng sekuriteit, die laagste fooie in die mark en fantastiese diens. Is hulle reg om jou te help om die kriptogeldeenheidmark aan te pak. Die Gamtoes Ferry Hotel is so genoem omdat dit naby die plek is waar daar vroeër 'n veerboot oor die Gamtoes rivier bedryf is. Die boot was in die 1800s die enigste manier vir trekboere en reisigers om die rivier oor te steek. Vandag staan die charmante hotel hier reg om jou vriendelik te verwelkom. Gerestoreer in 2023 bied hulle nou lieflike 3-ster hotelakkommodasie, 'n kombinasie van geskiedenis, ontspanning en avontuur. Dit is ideaal vir mense wat 'n rustige rivierwegbreek soek, maar tog gerief en 'n bietjie samesyn wil hê. Die heerlike Old Bar restaurant is ook vir die publiek oop. Die alombekende en gewilde Sondagmiddag 3-gang maaltyd is 'n groot gunsteling in die omgewing. Hier is 45 staanplekke in die kampeerterrein en die rivier is ook 'n gewilde lanseerplek vir hengelaars en booteienaars. Die Ferry Shop verskaf allerlei benodigdhede. Die Ferry Hotel is ook bekend vir 'n verskeidenheid van funksies, maar fokus veral op troues. Gamtoes Ferry Hotel. Goeie diens, waarde vir jou geld en kwaliteit is altyd hulle prioriteit. Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldevie Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse wynlande. Dis nou nie 'n Suid-Afrikaanse storie nie, is 'n internasionale storie, maar dis iets wat ek nou nogal dophou. En dit gaan oor Argentinië. Ek weet ons speel nou teen hulle rugby. Ek wonder wat daar gaan gebeur net so te loops. Maar Argentinië, daar's 'n nuwe president, hy's ook nie meer so nuut nie, hy's al daar vir 2 jaar of so, met die naam van Javier Milei. Nou Argentinië se ekonomie is die afgelope klompie dekades absoluut wanbestuur deur 'n klomp sosialiste. En al daardie ekonomie absoluut in die afgrond en bestuur. Toe kom jy nou hierdie nuwe briesie met die naam van Javier Milei en hy's 'n regte libertyn en hy gaan net toe nou allerlei voorstelle gemaak en hy is toe verkies as president en sy voorstelle kom basies daarop neer om die hele ekonomie te herstruktureer en 'n werklike libertynse tipe van makro-ekonomiese beleidsbenadering gevolg. Dit beteken baie minder staatsuitgawes, hy het subsidies besnoei, hy het al hierdie inmenging van die politici al meer en meer verminder en hy het natuurlik in die proses daarin geslaag om inflasie dramaties af te bring. Daar's een groot fout wat hy gemaak het. En ek moet vir julle sê, as daar nou iemand is wat ek baie bewondering voor het, dan is dit Javier Milei van Argentinië. Maar hy het een baie groot fout gemaak en hy het verhoed dat hulle geldeenheid die peso deur markkragte, die waarde daarvan deur markkragte bepaal word. En die gevolg daarvan was dat hulle sentrale bank 'n klomp dollars moes gebruik het en nog steeds gebruik in 'n poging om die peso se waarde te handhaaf. En dit beteken jy verloor al meer en meer dollars. Jy verkoop dollars, nou koop jy die peso terug. Dis wat hulle gedoen het en hulle het baie dollars in die proses verloor en is tot so 'n mate dat hulle nou nie meer eintlik veel reserves oor het nie. Donald Trump het gesê hy gaan hulle nou probeer help, maar die werklike jammerte hierso is dat ek dink hier was 'n ekonomiese eksperiment in Argentinië wat baie goed sou gewerk het. Jammer net dat hulle op 'n kunsmatige manier hierdie peso probeer handhaaf het op 'n sekere vlak. En die rede hoekom hy dit gedoen het, is om te verhoed dat inflasie 'n groot probleem in Argentinië geword het. Ek hoop werklik waar
dat hy gaan polities oorleef en ek hoop werklik waar hy gaan hierdie sogenaamde peg of hierdie pen met die peso en die dollar van ontslaa raak en laat die peso verswak en laat hulle maar die inflasie deurgaan, maar laat ons uiteindelik 'n suksesvolle ekonomie wat gebaseer is op vrye markbeginsels ernstig kan kry. Jammer oor daai klein foutjie wat hy gemaak het. Hierna 'n nuus sake en vandag gesels ek met James Kemp en hy is van Pretoria FM. En James Kemp is ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre en baie welkom. Dankie Dawie, altyd 'n voorreg. Ek is baie bly om te sien jy's hierso en jy's nie weggeraak nie. Ja, kyk, ek weet nie ons is nog besig met daardie voorraadopname. Ons sal nog kyk wie wel weggeraap is en wie nie. Wat ek wel kan sê is Dani Botha het saam met die res van ons sondaars lyk vir my agtergebly. So hy het nie die kat gemaak. Hy lyk vir my nie self die lys gehad. Dit was omtrent 'n storie gewees in die sosiale media gewees. Verskriklik baie oproer wat ons daaroor gesien het. Ons het gesien dat Dani ook intussen nou 'n verskoning gevra het vir daardie uitlatings, spesifiek dan vir diegene wat nou dalk van hulle besittingsontslae sou geraak het, dalk hulle geld sou weggegee het, maar die skade wat gedoen is en die grootste skade daarvan is maar Dani se reputasieskade. Ja, maar ek sê daar's nie so iets so slegte publisiteit nie. Hoe dit ook al sy meer ernstige sake. Die kommissie is nog steeds 'n volle swang en dit lyk vir my dit is nou baie duidelik gemaak dat die minister heeltemal sy magte oorskry het. Ja, die getuienis wat ons vir die Madlanga kommissie gehoor het hierdie afgelope paar dae. Ons begin by Ngangong Konazi van die KwaZulu-Natalse polisie, dan het ons ook gesien van die Masimola, die polisie kommissaris wat getuig het, maar die belangrikste amper was die van generaal-majoor Petronella van Rooyen, wat in die hoof is van regeringssake by die polisie en sy het bevestig dat die minister, Senzo Mkhunu, nooit oor die bevoegdheid, nooit oor die mag beskik om in die eerste plek weg te doen met daardie taakspan wat politieke moorde ondersoek het nie. So die vraag is natuurlik wel die kommissaris self, as ek dit nie mis het nie, het hy van die Masimola, ja. Ja. Maar die vraag is natuurlik nou, hoekom het die minister nou besluit om nou wat noem jy die taakspan, die politieke moorde taakspan, ja. Om dit nou basies tot nie te maak. Ja. Hoekom? Hy het sy mag oorskry om te doen, hy mag dit nie gedoen het nie. Die vraag is nou volgende, hoekom? Hier's 'n paar vrae. Hy het dit willens en wetens gedoen. Hoekom het hy dit gedoen? Hy moes geweet het hy oorskry sy grondwetlike magte. Hoekom het hy dit gedoen? Maar daar's ook 'n paar ander vrae. Vrae wat onder meer gevra word deur Paul O'Sullivan en ander misdaadkenners. Hoekom het van die Masimola tot op hede nie geraas gemaak daaroor nie? Hoekom is daar so lank stil gebly daaroor? Hoekom moes die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris uiteindelik met die sak patats na vore kom terwyl daar verskeie ander mense is wat daarvan kennis gedra het? Ek weet of ons die antwoorde gaan kry nie. Die kommissie sit in die verlede, Zondo-kommissie in Kluis, nou nie verskriklike resultate gelewer nie. 'n Kommissie wat in elk geval ook nie strafregtelike vonnisse kan oplê of enigiets in daardie lyn nie. Dit moet bloot antwoorde verskaf en ek is nie seker of ons al die antwoorde ooit gaan kry nie. Ja, en as ons die antwoorde kry, wonder ek of daar enigstens opgetree gaan word. Dit is maar die verlede van kommissies bewys. Nog iets wat vir my interessant is nou, is laat ons volgens verskeie opnames gaan die ANC baie verloor met die volgende plaaslike verkiesing, veral in Johannesburg. Ja. En nou is Helen Zille haar naam in die hoed ingegooi. Wat dink jy is die kans dat Helen Zille die volgende burgemeester van Johannesburg kan word? Die kans is daar. Onthou Helen Zille het in 2006 burgemeester geword van Kaapstad en toe 'n baie brose koalisie met 8 partye, eintlik 7 partye met die PAC wat buitestemming gebly het daar in die gang gehou. Dit was die tyd toe de Lille nog in oppositie van die DA gestaan het. Wel nou is hy weer in oppositie, maar dit is moontlik, maar dit gaan iemand verg wat 'n koalisie en 'n baie ingewikkelde koalisie bymekaar moet hou. Ek dink baie hang ook af van wat Action SA se prestasie in Johannesburg gaan wees, want Herman Mashaba is iemand wat nooit met Helen Zille spesifiek dan in 'n koalisie sal tree nie. So Action SA is definitief uit, ANC is uit. Die vraag is met wie sal hulle dan in 'n koalisie tree? Die ding is wat Johannesburg, kyk wat die realiteit is. Johannesburg het uitmekaar uitgeval. Dit is die G20, ek weet nie hoe hulle dit gaan uiteindelik kan regkry nie. En as dan nou deurwinterde politikus is, dan is dit sonder enige twyfel Helen Zille. Sy het 'n paar ou foutjies ook. Ja, natuurlik. En ek het nog 'n idee sy staan 'n goeie kans om uiteindelik burgemeester te word. As ons kyk na iemand wat oor die strategiese vermoë beskik om 'n ingewikkelde koalisie bymekaar te hou. As nie net 2016, hierdie regering van nasionale eenheid, as nou regtig eerlik is, dis maar 'n Helen Zille. Dis maar 'n Helen, dis 'n koalisie, dit is 'n koalisie, maar dit is ook 'n Helen Zille produk daardie. En as iemand daardie strategiese vermoë het om 'n so ingewikkelde koalisie aan die gang te kry, dan is dit Zille en ek dink die moontlikheid is daar dat sy die volgende burgemeester van Johannesburg kan wees.
James Kemp, dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het. Sonder enige twyfel, so kan dinge nie aangaan nie. Terug na sake. By Everest Wealth verstaan hulle dat die grondslag van welvaartskepping in die benadering tot beleggings lê. Die reis na welvaart kan vol uitdagings, fluktuasies en strikke wees. Sommige mense voel dis onoorkombaar, maar jy het 'n vernoot wat waarde in die reis self sien. Elke tree, 'n tree na sukses. Daardie vernoot is Everest Wealth. Vir bystand op jou reis, SMS welvaart na 47152. Everest Wealth is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. R2 per SMS, besenfees geld. Elise Kutse is hier van Everest Wealth. Sy is 'n gekwalifiseerde finansiële beplanner. Elise, baie welkom. Wie vandag gaan ons nou soos gewone mense praat, né? So ek gaan vir jou lekker dom vrae vra, want dit is jou werk. As 'n finansiële beplanner moet jy baie komplekse goed vir mense op eenvoudige maniere kan verduidelik. As jy praat van termynbeplanning, wat bedoel jy daarmee? Ja, so ons is almal maar net gewone mense en ons maak dieselfde dinge, ons doen dieselfde dinge en ons ryk ook dieselfde, né? So, ja, wanneer mens kom by termynbeplanning is dit eintlik maar die mandjie tipe beplanning. So jy gaan jou korttermyn tipe beleggings op aanvraag sal jy in 'n bateklas soos kontant belê. Jou mediumtermyn sal jy bietjie kyk na effekte en jou langtermyn sal jy kyk na bietjie hoër verdienste beleggingsmoontlikhede soos aandele of ekwiteit of so. So dis in 'n netedop mandjies. Ja, en dan moet jy nou jou geld in daai verskillende mandjies opdeel en dis waar mense soos jy inkom om vir mense leiding te gee oor wat moet waar gaan en watter proporsie dit moet hê. Ja, so normaalweg wanneer ons kyk na termynbeplanning is dit voor aftrede, na aftrede. Aftrede is eintlik maar waar jy jou doelwit byvoorbeeld skep. So daar's verskillende dinge wat jy in ag moet neem. Voor aftrede lyk dit so bietjie anders as na aftrede. Ja, maar met aftrede praat jy van 'n kontant buffer, het ek gehoor, né? En dis nie 'n konsep wat ek ken nie, want jy tree mos af en dan kry jy jou geld. Hoekom het jy 'n kontant buffer nodig? Ja, so jou beleggings bied vir jou inkomste op 'n maandelikse basis, het sy nou of 'n kwartaallikse basis of 'n jaarlikse basis. So daai kontant buffer is eintlik maar net 'n jaar of 2 jaar se inkomste wat jy daar sal parkeer. En dit verhoed enige markskommelinge dat jy nou van jou aandele moet verkoop om nou fooie of inkomste te betaal. Ja, nou as 'n mens die tipe beplanning doen, is daar sekere slaggate wat jy moet vermy? Wat is die risiko's? Ja, definitief. So die een ding, wanneer jy op aftrede kom, jy weet, kyk ons natuurlik om die inkomste te trek, wat natuurlik vir jou lekker is. Jy wil jou leefstyl aangaan soos wat jy gewoond aan is. En daar is eintlik maar 'n reël verbonde. Daar's gewoonlik wel deur 'n ou in die FSA bepaal wat die 4% reël. Ja? So jy kan volgens wetgewing van jou lewende anniteit tussen 2.5% en 17.5% as inkomste trek per jaar, wat nou maandeliks sê maar betaal. As jy okay is daarmee om 'n 4% te trek, bou jy genoeg vet in vir jou belegging om daarom nog so 'n bietjie te groei ook. Onthou jy gaan nie net vir 5 jaar aftree nie, jy gaan omtrent vir 20 jaar moet aftree. En wie sê jy raak nie dalk 120, dan moet jy vir 40 jaar aftree. So daar's definitief 'n bietjie beplanning aan verbonde, maar jy weet, trek so 'n bietjie minder as in die begin van aftrede en hoe later jy kom in aftrede kan jy bietjie meer trek. Is daar goeie risiko's wat 'n mens kan neem? Wel, dit het ek nou nie aangedink nie, maar goeie risiko, ja. Ja, 'n risiko wat jy byvoorbeeld as jy dalk inflasie wil klop, wat doen jy dan? Ja, definitief. So goeie risiko sal daar natuurlik wees om groeifondse te kies natuurlik. Hou op jou geld in een mandjie parkeer, byvoorbeeld die kontant mandjie. So, jy weet, jy moet definitief inflasie klop en jy weet jy gaan nie met kontant regkom daar nie. Daar verloor jy al die pad. Ja. So, wanneer jy op aftrede kom, dan besluit mense altyd, okay, ek gaan nou al my geld op een tipe fonds plaas en ek is nou maar gelukkig met die opbrengs en ek is konservatief en dit is hoe dit werk. Waar die mandjie effek nou weer inkom, korttermyn is jou inkomste, 2 tot 3 jaar se inkomste in daai mandjie en dan effekte miskien 3 tot 5 jaar termyn, enigiets langer as 'n 5 jaar termyn, daai geld sit jy in effekte. En dit verdien nou lekker groot opbrengste op jy dit was bewys oor die langtermyn dat jy lekker groot opbrengste kan gee. So definitief beplan in mandjies wanneer jy aftree. Moenie net alles in 'n kontant mandjie sit nie. Risiko is om nie te diversifiseer nie. Ek het mos geweet jy's die regte mens om weer te gesels. Baie dankie dat jy op so gewone Afrikaans vir ons verduidelik het hoe om te kyk na aftrede. En as jy kan luister daar, Corlie maak vir ons verskriklik lekker kos, so ek dink ons moet dalk een van die tyd by haar gaan indoen. Maar Leon gesels nou eers met ons projekbestuurder Pieter de Waal oor sy volgende sake fokus. Op die Ontbytsake webblad kan jy uittreksels van ons verskillende segmente kry.
soos nuusake, landbousake, smulsake, kultuursake, vrouesake en baie meer. Ek gesels met een van ons besige projekbestuurders, Pieter de Waal. Goeiemôre. Leon, lekker om met jou te gesels. Hoorie, maar dit is vir my dan nou goeie nuus om te hoor jy gaan na 'n baie interessante area daar amper waar ek groot geword het. Ja, Silverton, ek het 'n paar projekte gewerk, so gaan nou weer, dis nou weer lekker om Pretoria toe te gaan in die omgewing, Silverton omgewing. Ja. Nou wat moet sake eienaars doen? Want Silverton is natuurlik daar's baie industriële, is 'n verskriklike interessante area. Daar's industriële besighede, daar's 'n klomp verskillende tipe besighede daar. Ja. Sterk nywerheidsarea en jy's doodreg en ek wil 'n beroep maak op die kykers om my te kontak. Ek het wil net dit bysê, ek het die laaste 2 weke het ek by omtrent al die kliënte, min of meer die helfte van die kliënte by week gesit het hierdie afgelope 2 weke. Het ek soos wat hulle sê cold calling gedoen en dan sê hulle vir my ek wik en weeg nou al vir 'n geruime tyd om kontak te maak met ontbytsake. So dit sê vir my daar's 'n hele paar kykers wat tans sit en ook wik en weeg al vir 'n geruime tyd kontak te maak. Soos nou is die geleentheid, vat jou foon, vat die besonderhede, kontak my, laat ons kan gesels. Doen dit en hierdie program saai redelik vroeg in die nuwe jaar uit, so. Dis reg, ja. Dan sê Pieter, dankie dat jy 'n draai kom maak. Dankie Leon. Seker daai foon gaan warm lê hierna. Dis nou eers weer terug na Corley, man, dit ruik heerlik hier binne. Nou die vleisigere het nou al heerlik in die aartappels ingetrek, so dit ruik en ek het 'n happie gevat. Dit smaak heerlik. Nou as dit kom by die groente, is jy welkom om nou sommer van hierdie gefriesde groente ook in daai vleis in te gooi. Ek hou wel meer daarvan om vars groente te gebruik. So om die dis net so 'n bietjie meer op te tower, het ek nou ertjies en ek het gefriesde ertjies gebruik en dan wortels wat ek byvoeg. En dit het ek natuurlik ook apart voorberei en vir ekstra groenigheid en net om vir jou te wys, kan jy gebraaide murgpampoentjies gebruik of die gefriesde ertjies wat ek dan nou vir jou gesê het. En dit kook jy net so 'n bietjie sag of jy blancheer dit so 'n bietjie en dan vir bietjie geur braai ek dit hierso in botter en dan natuurlik 'n bietjie sout. Nou as jy die ertjies gebruik, net 'n wenk, ek gooi hierdie gefriesde ertjies wat in die pak is, net so in 'n glasbakkie met bietjie kookwater en dan dreineer ek net weer daai kookwater. So die ertjies is net geblancheer en dan is dit nog steeds met opdiening warm natuurlik. Dit behou dan die kleur en die varsheid. Nou daar is genoeg geur in die vleis wat sal deurtrek met elke happie soos wat jy daai vars groente eet. Nou kom ons loer gaan na die vleis. Ek wil net gou hierdie 'n roer gee voordat dit nou hier aanbrand. So ek sal dit so 'n bietjie af van die plaat afskuif. En dan jy sal sien ek het so 'n bietjie ekstra beesaftreksel bygesit want ek wil nou spesifiek vir jou wys. Party mense hou van 'n souserigheid, party mense doen nie. So sien nou maar die vloeistof wat hierin is, kan jy natuurlik iets soos 'n bistou of ek het hierso hulle noem hom 'n gravy powder. Dit is amper presies dieselfde. So wat ek gaan doen, as my ma nou vir my kyk, dan gaan sy vir my sê ek moet dit in 'n koppie gooi en ek moet dit eers met 'n bietjie water meng. Maar ek is nogal so 'n bietjie aan die haastige kant altyd. Hierdie maak dit nou net moeilik. Ek moet dit eintlik groter opsny. So nou vat jy net so 'n eetlepel. Dan bang die hele pakkie poppie uit. En dan kan jy dit nou net so 'n bietjie oorgooi en jy sal sien hy sit 'n bietjie vas. En dan kan jy hom nou net so lekker inroer en dan hy gaan nou net bietjie daai vloeistof of daai sous bind. Nou sou jy verkies, kan jy die groente direk in jou vleis sit soos ek vroeër genoem het. Ek gaan dit wel eers met opdiening doen, want soos ek genoem het, wil ek net die voorkoms van die gewone curry en rys so klein bietjie verander. En as ek terug is, wys ek julle hoe doen ons dit. Nou julle weet nou die Centurion Gemeenskapsfees vind vandags plaas. So as jy nog met kaartjies koop, bly net waar jy is, want Leon vertel ons nou van 'n spesiale aanbieding op ons sakewinkel. Nou, hier is 'n lekker aanbod spesiaal vir ontbytsake kykers wat die Centurion Gemeenskapsfees vandag by die Voortrekker Monument wil bywoon. Gaan nou na ons sakewinkel op die webblad, dan klik jy op kaartjieskamer en vir elke kaartjie wat jy koop, kry jy nog een gratis. Beslis nie te versmaai nie.
So hier's jou kans. Gaan koop sommer vir die hele familie, kom vier saam fees. Ons wys julle nou weer hoe lekker dit gaan wees. Totsiens Leandie, lekker dag. Baie Gappie. Sluit by ons aan die 27ste September hier by die Voortrekker Monument vir die Centurion Gemeenskapsfees. Hier gaan stalletjies wees en hope vermaak vir die hele gesin. Die wins van die fees gaan ook vir 'n goeie doel, om 'n studiefonds te stig sodat ons kinders in Centurion kan help om verder te studeer. Koop vandag jou kaartjies by www.gemeenskapsfees.co.za. Hy tog as julle weet wat alles in die ateljee gebeur. Welkom by Kiber Sake. Verlede week het ons gesels oor die styl-ikone van ons land met gaste Evan Strydom en Lucilla Boysen en Ria Visagie het laat weet. Môre, dit was 'n puikprogram vanoggend. Dankie julle. Baie dankie. Elisabeth van die kerk het ons laat lag. Sy sê, wat 'n aangename program vanoggend, Dawie. Jy kan gerus gaan aansluit vir modelwerk. Jy het die volle pakket. Jy kan maar lag hoor. Naas Viljoen skryf Leon, ek is nou oortuig jy kom die hare met 'n klitser. Dalk by Corley geleen. Ek weet wat, ek sal ruimskoots erken. Daai bolla was 'n bietjie wild geweest verlede week. So daarnaas ek het my hare gaan sny vir jou. So julle weet nou al die dag van groot joligheid het aangebreek. Die Centurion Gemeenskapsfees en ons herinner dan ook aan die skole wat aan die beste gees kompetisie deelgeneem het. Dat daar nog tyd is vir jou skool om te gaan stem op ons Facebookblad om die gesogte prys te wen. En doen dit sommer nou. Hierna gesels Charlene met Dr. Judy in leefstylsake. Ek is jou hart. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Gelukkig is daar nog professionele mense en gaste, soos Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium ook op die program. Dr. Judy, baie welkom. Ek sien jy staan nou met 'n botteltjie water. Het dit iets te doen met waaroor ons vandag moet gesels, nê? Hidrasie van jou vel. Inderdaad, ek is ook een van daai mense wat gaan praat oor die belangrikheid van water. Ja, maar hoe weet ek dat my vel goed gehidreer is? Ek het nou al gehoor van hierdie veltoets, as jy so maak en hy gaan vinnig terug en dan beteken dit daar's genoeg vog in jou vel. Ja, so mense gaan vra, hoorie, hoekom is dit nodig om daai 2 liter water per dag te drink? En dink 'n bietjie aan 'n rosientjie en 'n druiwekorrel. Jy weet die rosientjie wat gedehidreerd is ingekrimp en verrimpel teenoor 'n druiwekorrel wat lekker plomp is. Sal met 'n spons, jy weet 'n droë spons kan jy daai fyn krakies sien en die droogheid en maar teenoor 'n spons wat baie water het wat die elastisiteit hoog is, is veerkragtig en so voort. So jou vel werk presies dieselfde. Jou vel is 64% water. Ja. En mense besef nie, weet jy sweet en jy raak van toksines ontslae, maar jy kan tot en met in die somer 100 tot 200 ml water deur jou vel verloor per dag terug in die atmosfeer en in die winter ook dieselfde 300 tot 400 ml water per dag en dit raak eintlik erger want ons stel ons af bloot aan lugversorging en ons drink kafeïne en alkohol wat ons vel net soveel meer hidreer. So water is belangrik en is redelik goedkoop ook. Ja, so daai 2 liter, is dit nou die perk waarvoor 'n mens moet mik? Is daar 'n ding soos te veel water? Ek sal sê vir jou, ek sal sê nie te veel water nie, maar te veel water op een slag is 'n probleem, want jy wil nou nie jou niere onder druk sit nie. Maar as jy dit kan versprei deur die verloop van die dag en presies wat ek ook nou genoem het, dalk 'n bietjie meer water drink in die winter is nogal belangrik, want dan is wanneer jou vel baie meer gedehidreerd is en wanneer hy gedehidreerd is, terug rosientjiekorrel toe, is wanneer jy daai lyne baie mooi kan sien, die plooie baie meer gedefinieerd en wat ook nogal nie goed is nie, is baie mense wat bietjie akne-letsels het. Se akne-letsels, daai inkeping, daai ingekrimpte vel, kan jy ook baie meer duideliker sien, is meer gedefinieer. Ja. So watter stappe kan 'n mens neem om die hidrasieproses van die vel te verbeter? Okay, 2 liter water, wat nog?
Goed, so mens moet maar altyd hierdie ding holisties aanpak. Jy kan sorg dat jy velsorg gebruik wat die vog inhou. So jy wil nie hê dat jou vog moet terugverdamp in die atmosfeer nie. Nou kom ons gaan kyk byvoorbeeld na bestanddele soos shea butter, urea, Vitamiene B5, die panthenol byvoorbeeld. En natuurlik gaan ek vir jou sê hyaluronsie, want dit hou vog terug in die vel in. Maar wat jy ook oraal kan gebruik is bietjie kollageen drankies, al jou vitamiene en minerale per dag en drink bietjie minder alkohol en minder koffie ook. Ai dokter, ons sal ons bes doen. Maar net gou, is dit net water of ook gesonder suikervrye drankies, soos sê maar rooibos tee? Ek het al ook van tevore genoem leefstyl wat jy eet, wat deur jou mond gaan speel 'n kritiese rol. En suiker is een van daai vyande. Dis 'n lekker vyand, maar hy's 'n rowwe vyand, want suiker hou daarvan om te gaan reaksies vorm met van ons proteïene in ons selle en so voort. In die oomblik wat dit gebeur, dan breek van daai proteïene af en die herlewing van daai proteïene is nie so goed nie. En dit is wanneer ou ook bietjie ouer vertoon en jou vel moeg lyk. Nou kom, ons bly maar by die water. Baie dankie dat jy vandag kom kuier, Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium. Finansiële sake is volgende en daarby gesels met Marno Boshoff van King Price. Marno Boshoff, ek weet nie wat moet ek jou noem nie. Is jy nou die geesguru daar so by King Price of wat is jy? Goeiemôre, baie welkom. Môre, goed is met jou, Dawie. Fantasties, uit die boonste rakke. Sê my, ek was nou by julle kantoor gewees, né? En dis julle het 'n heeltemal ander kultuur. Dis ek ben die gees in daai kantoor is heeltemal is iets baie spesiaal. Is jy verantwoordelik daarvoor? Is dit jou werk? Blykbaar 'n bietjie van my skuld, ja. Is my lekker werk daai. Dit is my groot voorreg om die kultuur te dryf vir King Price. En ek dink ons is baie keer is ons hier op die show saam met jou en ons verkoop ons produkte en wat ons is. Maar ek wil 'n bietjie net vandag gesels eintlik oor wat ons verkoop nie, maar wie ons is. Ja. Ek dink die belangrikste is die mense in 'n organisasie. En kultuur of die kwaliteit van jou mense, die samestelling van daai kwaliteit van jou mense maak eintlik die diens wat jy lewer. Ek dink ons verkoop produkte soos baie van ons kompetisie in Suid-Afrika. Ek dink die produk is 50% van die sukses en die diens van die kwaliteit van jou mense is die ander 50% van daai sukses. Maar as mense instap by julle kantore, né, dan ek meen hierdie ding is soos jy kan sommer agterkom, hier's by dit lyk so 'n bietjie soos 'n volwasse speelplek. Ons bly as dit so, ons noem dit baie ons eie sirkus. So 'n bietjie van 'n sirkus, maar ek dink dis as mense nie energie het, as ek nog enigiets wat jy wil verkoop of enigiets wat jy vir iemand vertel. As jy so half dood is en nie oor kan praat nie, dan gaan niemand by jou koop nie. Nee, dan moet interne energie in mense wees. Half dood is julle versekerlik. Maar om dit so te kan hou, moet jy seker 'n spesifieke kwaliteit leierskap hê, nie waar nie? Ek dink ons sê altyd leierskap is kardinaal in die bou van kultuur. Die kwaliteit van jou leierskap gaan uitspoel in jou mense in jou spanne in en ons investeer soveel as ons kan in ons leierskapontwikkeling en ons het kwaliteit leiers. Ek dink dit is wat ons 'n sterk organisasie maak, dat ons regtig 'n sterk kundige en goeie menseverhoudings leiers het. En dis kardinaal van sukses. So, maar jy moet natuurlik jou mense kry wat vir jou werk om saam met jou te gaan. En dit beteken ook jy moet so 'n bietjie laf in jou kop ook weet baie keer lyk dit vir my. Ja, ek dink die inkoopproses van mense is so belangrik en dis hoekom ons in leierskap en in spanne belê, want as mense nie inkoop nie, ek sê altyd vir enige persoon wat kom werk sê ek, wie moet die heel excitedste wees oor jou werk? Jy moet tog die mees opwindendste wees oor jou eie werk. En ons moet daai inkoop hê van mense. Laat ek net vir mense 'n idee gee toe ek nou laas al by julle was. Nou ek meen dis 'n soos ek gesê het, 'n speelplek vir volwassenes. Maar dis net pret en dit is nie al die dinge wat daar gebeur. Dit is werklik opgewonde. Mense is opgewonde om daar te wees. Mag mense daar 'n draai gemaak? Kan die publiek by julle draai gemaak om te kyk hoe werk dit daar? Ja, weet jy wat, ons het eintlik 'n e-posadres wat sê culture@kingprice.co.za en enige organisasie, enige persoon stuur vir ons 'n e-pos en kom vir 'n kultuurtoer. Ons doen 2 keer 'n week kultuurtoere, Dinsdag en Donderdag. Ons is al oor 1000 mense hierdie jaar. Laas jaar amper 1500 mense deur ons kantore. En ons deel graag van ons lesse wat ons geleer het oor kultuur. Hoe bou jy kultuurorganisasies? Want ons voel as ons kan bydra lewer en daai toer is gratis, net baie daar's geen koste nie.
Want as ons 'n bydrae kan lewer om gesonde organisasies te bou in Suid-Afrika, dan kan ons land net beter word. Marno Boshoff, baie dankie vir ons draai kom maak. Ek weet nie wat jou titel nie, maar ek dink seker kultuur Kultuurevangelis. Kultuurevangelis. Kom maak 'n draai daarby. Dit is regtig waar iets spesiaal. Dis 'n kultuur soos wat ek nog by geen ander besigheid teëgekom het nie. Onthou van ons spesiale aanbieding in ons kaartjieskamer vir die Centurion Gemeenskapsfees. Hierna het Leon nog nuus daaroor. Aandag alle ontbytsake kykers. Koop nou 'n Centurion Gemeenskapsfees kaartjie en kry nog een heeltemal gratis. Slegs beskikbaar op die ontbytsake sakewinkel kaartjieskamer. Julle weet ook nou al dat daar 'n kompetisie tussen die skole is om te sien wie die meeste kaartjies na die fees kon verkoop. Nou ons kondig dit later vandag op die verhoog by die fees aan, maar onthou die trofee vir die skool met die beste gees is nog aan die gang en volgende week maak ons dit bekend. Nou vir eers moet julle moet nou gaan stem. Ons kyk nou na die Hoërskool Eldorein, ons laaste geesdeelnemer. Verlede week het Ursula de Plooy van die JSE hier by ons gekuier en vertel van die miljarde rande in dividende wat wag om opgeëis te word. Ongelukkig was die nommer wat ons aan julle verskaf het om uit te vind of daar 'n pot vol geld vir jou wil lê en wag, was dit verkeerd geweest. So ons is baie jammer daaroor. Die regte nommer is 0861401105. So probeer gerus weer om uit te vind of jy 'n vroeë Kersgeskenk van die JSE gaan kry. Jy kan ook die webbladsy gaan besoek om te gaan kyk. Ons kyk nou na Waldevie en dan gesels Leon met Michael Erasmus van Romic Consulting. Waldevie Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoekvallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkome gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorgbystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamer losstaande huise is beskikbaar vanaf 5,4 miljoen rand, sowel as 1 en 2 slaapkamer luxury suites vanaf 2,1 miljoen rand. Huuropsies vir die luxury suites is ook beskikbaar teen so min as R16,000 per maand. As inwoner geniet jy toegang tot die 4000 vierkante meter Waldevie Evergreen Lifestyle Centre, die grootste leefstylsentrum van sy soort in Suid-Afrika, plus onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Waldevie Estate. Besoek waldevieevergreen.co.za en kom wees deel van ons dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Ou bekende hier op ontbytsake, Michael Erasmus van Romic Consulting, en ek dink hoe gepas nou vandag met ons gas hier en oor hernubare energie vir die toekoms van Suid-Afrika. So Michael, ek wil sommer vir jou vra, wat gebeur as jy volgens jou 'n kwaliteit sonkragstelsel insit? Ja, wel, dis soos hulle aangeraak het vroeër dat dis van die goedkoopste tegnologie om krag te genereer. Ja. Dis natuurlik ongelooflik goed vir die natuur daar buite. Maar dan natuurlik die mense wat daar rondloop daar buite wat kwaliteit solarstelsel by ons in het. Ek sê altyd solar is goed vir die siel ook, want jy het 'n bietjie groter glimlag as wat jy gehad het voor die solar. Maar ja, 'n kwaliteit solarstelsel gaan vir jou duisende rande terugsit in jou sak. Jou lewenskwaliteit vergemaklik. Die lys van voordele is absoluut oneindiglik. Ja. En is daar baie moeite verbonde aan so 'n stelsel eers en moeite van die kliënt se kant af spesifiek? Is dit maklik om te verstaan? Dis 'n baie goeie vraag daai Leon. Op die uiteinde van die dag, die kwaliteit tegnologie wat Romic installeer is moeitevry. Installeer dit,
vergeet van dit. Daar's geen daaglikse moeite, programmering of daai tipe van goed nie. Ons tegniese spanne gaan aanlyn jou stelsels monitor en enige verstellings wat jy sou wou gedoen hê in die toekoms, kan hulle sommer vir jou aanlyn vir jou doen. So, soos ek sê, installeer dit, vergeet van dit. Ja. En Michael, ek bedoel, dit is dalk 'n voor die hand liggende vraag, maar hoekom Romic gebruik as jou verkose installeerders? Want daar is natuurlik 'n rits ouens daar buite wat. Dis die ding, kyk, Romic het 'n passie vir solar. So vir ons gaan dit nie net oor die geld en daai tipe van goed nie. Vir ons gaan dit om 100% kwaliteit produkte aan die publiek daar buite te verskaf. Dan ook ons installasiespanne is meester gesertifiseerde solar spesialiste. So jy weet aan al twee kante van jou solarstelsel is jy gedek. Kwaliteit produkte, kwaliteit installasie, want 'n kwaliteit installasie is van net so kardinale belang. En Michael, ek bedoel baie keer en selfs nog vir die van ons wat nou nog nie dalk so 'n stelsel in jou huis het nie. Jy vat julle 'n kliënt deur so 'n proses en verduidelik presies en analiseer die kliënt se behoeftes ook. Want ek dink dis korrek, ja. Ons stuur 'n solar spesialis vir jou uit. Hy kyk presies wat jou behoeftes is en volgens dit ontwerp ons die stelsel met jou behoeftes in gedagte. En ek hoor daar is nou altyd ietsie lekker lentepromosies wat eens in 'n leeftyd pryse vir kykers gaan bied. Asseblief vertel. 100%. Ons het 4 pakkette vir die eerste 20 kliënte wat hulle bestellings gaan plaas hierdie week. So pakket 1 is as jy so lank 'n voet in die deur wil kry, hou in gedagte al ons stelsels is opgradeerbaar. Pakket 1 is 6 550 watt panele, 5 kW inverter of omskakelaar met 'n 5.1 2 kW lithium battery ten volle geïnstalleer vir 84. Pakket 2 het ons goeie nuus. Dis een van ons populairste pakkette. Dis 12 panele, 'n 5 kW inverter met 'n 5.1 kW lithium battery. So vir die eerste 10 kliënte wat hierdie week hulle bestellings plaas, gaan ons daai 5 kW inverter gratis opgradeer na 8 kW. Dan pakket 3 is vir die huishoudings met so 'n bietjie groter verbruik. Dis 16 panele, dis 'n 12 kW inverter met 10.24 kW se lithium tegnologie ten volle geïnstalleer vir 152. Dan vir ons boere, besighede daar buite, pakket 4 is 32 panele, 'n 20 kW 3-fase inverter met 25.6 kW se lithium batterye ten volle geïnstalleer vir 298. So al wat die kykers moet doen is belangrik, nie WhatsApp nie, SMS vir ons die woord Romic na 43366. Maak seker dat jy 'n SMS terug van ons ontvang. Partykeer is daar netwerkprobleme. Maak seker as jy 'n SMS van ons ontvang, weet jy besonderhede het by ons uitgekom. Alternatiefelik gaan ons webblad toe romicconsulting.co.za. Op ons landing page vul jy besonderhede in, druk send, dit gaan direk by ons uitkom. Ons gaan jou in kontak sit met 'n solar spesialis en vanaf kan jy met gerusheid in die stelsels belê. Michael, is altyd lekker om met jou te gesels. Baie dankie, Leon. Michael Erasmus, direkteur van Romic Consulting. Nou ons herinner julle aan Pieter se sake fokus gou en daarna gesels Dawie met ons gas, Andrei de Ruyter. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in die omgewing van Silverton in Pretoria. Hy nooi dus alle sake-eienaars vandaar om hom te skakel en deel te neem aan hierdie uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 14 Februarie uitgesaai. My beurt om met Andrei te gesels en natuurlik Andrei, dit is onvermydelik dat ek 'n bietjie oor Eskom moet gesels waar jy nou was. My eerste vraag, wie stel tegnies die hoof van Eskom aan? Is dit die president? Nee, destyds was dit die minister van openbare ondernemings wat die raad lei om 'n aanstelling te maak. En dit was destyds was dit nie Pravin Gordhan? Pravin Gordhan. Nou daai departement is nou ontbind. En Eskom resorteer nou onder die departement van energie en elektrisiteit. Nou daar was baie gerugte in die markte gewees dat Pravin Gordhan het verskriklik ingemeng by die bestuur van hierdie staatsbeheerde instellings. Is dit waar? Kyk, hy het my gereeld laat die aand gekontak met voorstelle en vra. En dan moet jy maar sê yes minister. Jy weet, dit is soos daai Britse TV-reeks waar jy net knik en jy sê yes minister en dan moet jy maar doen. So ja, hy was 'n baie aktivistiese minister en ek dink hy het trots gevoel daarop. En maar was dit inmenging of die verkeerde manier, was dit belangstelling geweest of so, of het hy jou probeer voorskryf? Nee, daar was een insident waar hy probeer het om voor 'n plaaslike regeringsverkiesing wou hy gehad het ons moet munisipale skuld op 'n manier anders hanteer wat waarskynlik die ANC sou bevoordeel. En toe het ek net vir hom gesê baie jammer, maar ons kan dit nie doen nie. En hy het dit so aanvaar.
So ek het nooit gevoel dat hy van my verwag om enigiets oneties te doen of teen my eie waardes nie. Gepraat van die munisipale skuld aan Eskom. Dit was so jare wat terug was dit so iets gewees soos 30 of 40 miljard, ek kan nou nie presies onthou nie. Dis op hierdie stadium so oor 100 miljard. Is dit seker een van die grootste uitdagings van Eskom op hierdie stadium? Dis 'n skrikwekkende uitdaging, want wat maak jy? Jy weet, jy kan nie die krag afsit nie, want die konstitusionele hof het Eskom verbied om dit te doen, want volgens die hof is elektrisiteit 'n mensereg. Ek is nie altyd so seker oor nie, maar jou belangrikste inkomstebeheermeganisme is tog om diens te weerhou. En as jy nie betaal vir jou munisipale rekening, dan sny die munisipaliteit jou rekening af. En daai roete is nie oop vir Eskom nie. So dit plaas Eskom in 'n ongelooflike moeilike posisie waar hoe samel jy die skuld in? Maar is dit nie ook so dat daar baie skuld aan Eskom se kant is? En byvoorbeeld, is daar nie te veel mense wat by Eskom werk nie? As ek dit nie mis het nie, die gemiddelde salaris vir 'n gemiddelde werker by Eskom is bykans R1 miljoen per jaar. Dis dan verskriklik baie geld. Ja, dis hier in die omgewing van R900,000 per jaar. So dit is 'n hoë salaris. Is daar ruimte binne Eskom om koste af te bring? Ja, beslis. Jy weet in die tyd wat ek daar was, het die hoeveelheid mense gedaal van hier in die 46,000 na omtrent 38,000 en dit het ons gedoen sonder afleggings. Dit was maar net natuurlik poste wat ons bevries het en mense wat van self die plek verlaat het. En ek dink dit het 'n bydrae gemaak, maar as jy die koste gaan modelleer en jy gaan kyk daarna, kan jy jouself nie ryk spaar nie. Ons moet ander maniere kry om elektrisiteit in Suid-Afrika op te wek, te versprei en te verkoop wat meer sinvol is en meer volhoubaar is. Ek en jy gaan nou verder gesels. Ons moet eers 'n vinnige draai by Corley maak, want ons magies moet natuurlik nou ook vol. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only R160 every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Nou ek het jasmijnrys gebruik net so omdat dit bietjie meer 'n klewerig of 'n sticky rys is en my sous natuurlik gaan opvang. Maar gewone wit langkorrelrys werk ook net so goed. So skep jou rys aan die een kant soos ek reeds hier gedoen het en dan die currymaalvleis gaan ons aan die ander kant. En dan die vars krakerige groente kom bo-op. Nou jy sal sien ek het solank dit aan die een kant gedoen, die ertjies en dan aan die ander kant die baby marrows. Nou kom ons begin om op te skep. Hierso is my rys natuurlik en dan gaan ek nou net kyk hierdie bly basies presies dieselfde en die aardappeltjies het heerlik van daai geurigheid ingetrek. Jy sal sien hy is amper so 'n geel kleur. So wat ek nou gedoen het, ek het net en ek hou nogal van hierdie baba murgpampoentjies hier op. En veral omdat hulle lekker gebraai het. Nou sit jy hom net so hier aan die een kant bo-op en dan natuurlik van my wortels. Net so nog 'n bietjie bo-op. Nou dit is my moderne weergawe. En hierso het ek net vir daai ekstra lekkerte 'n lemmetjie opgesny. Jy kan dit sommer net so aan die kant sit en dan heel laaste 'n bietjie korianderblare. Kan nou net eintlik die stokkie afbreek en dan ek sukkel nou, hy plak aan my hand vas hier. En dan so laaste bietjie swart peper. Nou kyk nou net hoe mooi lyk die doodgewone curry en rysmaalvleis. Geniet jou naweek en kyk gerus, die resep is op ons ontbytsake se webblad beskikbaar. Nou julle kan ook die Glanstyd 'n tydskrif daar gratis aflaai of bestel. Nou sit eers terug na Dawie en Andrei de Ruyter. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif.
Ek gesels verder met Andre de Ruyter. Hierdie proses van die aansoek van die verhoging in elektrisiteitspryse. Nou dit is hoe ek dit nou verstaan, korrigeer my as ek dit verkeerd is. Julle bepaal nou wat is julle behoefte aan prysverhogings oor tyd en in die proses neem julle goed in ag soos byvoorbeeld vraag in die ekonomie, rentekoerse, verwagting van wisselkoerse, oliepryse en al daai tipe. Nou kom jy na NERSA toe, dis die reguleerder en sê vir NERSA ek wil X% verhoging gee. NERSA doen presies dieselfde oefening en hulle ken dan vir julle altyd minder toe in die proses en dan word die proses weer 'n keer herhaal jaar na jaar. Nou is ek basies korrek en indien ek korrek is, moet ek vir jou sê hierdie hele proses is heeltemal verkeerd. Maar is ek korrek? So Dawie, hoe die proses werk en ek is nie meer deel van julle nie. So ek ja, ek verstaan. Ja, ek verstaan. Maar hoe die proses werk, is 'n baie ingewikkelde formule en die formule is daarop gemik om die redelike koste van Eskom te reflekteer wat hy aangaan in die opwekking en verspreiding van elektrisiteit. Maar daar is altyd 'n dispuut tussen Eskom en NERSA oor wat daai redelike kostes is. Jy weet, is dit redelik om soos in die afgelope jaar 25 miljard rand se diesel te verbrand? Is dit redelik? Is dit redelik om 10% per jaar meer te betaal vir steenkool? En dan kom NERSA terug en sê maar hoorie, julle koste van kapitaal is negatief. Nou jy's 'n ekonoom sal dalk vir my kan sê, maar ek het nog nooit in my lewe 'n negatiewe koste van kapitaal teëgekom nie, behalwe by 'n liefdadigheidsorganisasie. So die argumente raak absurd want aan die een kant het NERSA die mandaat om lae verhogings te bewerkstellig op 'n manier en hulle probeer die model druk totdat hy kreun en Eskom het natuurlik 'n insentief om te sê maar kom ons kom met elke argument wat ons kan. Om die pryse verder te verhoog. Presies, en op die einde dan sit jy nou maar met jy weet, kom ons kies 'n middeweg wat nog steeds ver bo inflasie is. Maar nie Eskom of NERSA weet wat die regte prys moet wees, maar jy kan net die regte prys dis 'n vermorsing van geld en hulpbronne hier. Wel, die enigste meganisme wat werklik gaan werk is 'n mark. Is die mark. Die mark bepaal met vraag en aanbod wat die prys behoort te wees. En daarom, jy weet, in my tyd het ek die ontbondeling van Eskom baie hard gedruk, want as jy 'n vrye mark het in elektrisiteit en keuse kan uitoefen. Kyk wat het gebeur met selfone. Ja. Pryse daal. En dis 'n goeie ding, die verbruiker wen. Maar ek dink en jy het dit ook al self gesê, NERSA moet toegemaak word. Ek dink nie hulle het 'n bestaansreg nie. En dieselfde geld vir 'n klomp ander instellings soos die kompetisiekommissie so terloops ook. Maar hoekom werk Eskom nou ewe skielik? Of ten minste so lyk dit. Ja, ek dink daar's 'n klomp ingewikkelde faktore. Jy weet, eerstens het Kuiberg het 'n baie groot lewensverlengingsprojek ondergaan. Daai projek is nou grootendeels afgehandel, so 2 Kuiberg eenhede is nou terug en dit maak 'n baie groot verskil. 3 eenhede by Kusile wat opgehou werk het as gevolg van 'n operasionele probleem met 'n besoedelingsbeheerstelsel, die is teruggebring. Medupi eenheid 4 wat 'n reuse waterstofontploffing gehad het, hy is teruggebring. Kusile eenheid 5 en 6 is teruggebring. Maar die groot faktor wat mense nie in berekening bring nie, is die privaat sektor het in 18 maande 6.1 gigawatt se kapasiteit op dakke gesit. En daai maak 'n reuse verskil aan die hoeveelheid krag wat verbruik word. As dit bewolk is in Gauteng, kan jy maar kyk, dan gaan die dieselverbruik op. Ja, eintlik wat besig om te gebeur, ons is besig om 'n hele elektrisiteitsbedryf eintlik te privatiseer. Maar ek moet vir jou die vraag vra. Is dat ons weet daar's 2 ministers wat potensieel nogal naby aan, wel 3 ministers nogal naby aan Eskom was. Maar jy het hierdie bom laat bars met daai onderhoud wat jy gedoen het oor 'n korrupte minister. Gaan jy op 'n manier vir ons miskien net so 'n bietjie van 'n wenk kan gee wie dit moontlik kon gewees het? Ek het die name oorgedra aan die volke en hulle moet nou maar daarmee maak wat hulle wil. Ek is seker die ondersoek word gedoen na behore en mag geregtigheid geskied. Ek moet vir julle sê dat 'n minister kort voor daai bom gebars het of kort daarna het 'n minister of 'n baie belangrike minister ewe skielik bedank. Ons breek gou weg met Fly Safe Air en dan gesels ons verder.
Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels my laaste keer met Andre en moet vir jou sê is vir my baie lekker gesprek. Jy het nou lank in die FSA gebly. Wat is 'n soort van die gevoel van die Amerikaners teenoor Suid-Afrika? My indruk is dat daar veral die afgelope jaar sommer ommekeer was in die verhouding tussen Suid-Afrika en die FSA. Kyk, daar was vir lank onder demokratiese presidente Clinton, Obama en Biden was daar 'n groot loyaliteit teenoor die ANC. Jy weet, daar was struggle loyaliteite in die einde van apartheid en al daai goed. Nou is dit met wie staan Suid-Afrika? Staan hy saam met China en Rusland of staan hy saam met Amerika? Staan hy saam met Iran of staan hy saam met Amerika? En die renons wat opbou in Amerika teen Suid-Afrika, veral oor ons buitelandse beleid, is ongelooflik. In Washington, en dit is links en regs, dit is nie net die Republikeine wat so voel nie, die Demokrate ook, sê maar ons kan dit nie meer aanvaar nie. So ons teken die heeltyd doele in ons eie doel ook aan met hoe ons buitelandse beleid uitoefen. Maar dit teken nie net buitelandse beleid nie. Ek dink byvoorbeeld die swart ekonomiese bemagtiging, die wyse waar dit toegepas word in Suid-Afrika. En ek vermoed die tyd terwyl jy by Eskom ook was. Dit is seker ook 'n groot probleem vir die Amerikaners. Absoluut. Jy weet, eerstens dink ek dat rasgebaseerde beleid is 'n reuse struikelblok vir buitelandse belegging. En as jy nou kyk, wat het ons nodig om die ekonomie aan die groei te kry? Wat het ons nodig om werk te skep? Dis belegging en daai geld moet hoofsaaklik uit die buiteland kom. Maar dit is asof die regering daarop aandring om die een struikelblok na die ander in die weg te plaas van inkomende belegging. En die ouens is nie baie geduldig nie. Hulle het baie opsies. So hulle vat hulle geld en gaan belê dit op 'n ander plek. Jy weet, jy het 5 of 10 minute kans om jou storie te vertel en as daai storie nie oortuigend is nie, baie dankie, ek kies 'n ander lot. Maar dit klink vir my en ek stem heeltemal daarmee saam, dat die probleem in Suid-Afrika is nie ekonomies, is meer polities. En dit lyk vir my daar is 'n winde van verandering, politieke winde van verandering in Suid-Afrika is besig om plaas te vind. Ek is op 'n manier versigtig optimisties oor Suid-Afrika se politieke veranderings en gevolglik dan ons ekonomiese veranderings ook. Jy het nou 'n klomp probleme uitgewys en ek dink is heeltemal geldig, maar daar is tog hoop, nie waar nie? Wel, as daar nie hoop was nie, was ek nie hier nie. Jy weet, ek glo regtig daar is 'n toekoms. Ek dink wat ons nodig het is dat meer mense moet begin opstaan en hulle stemme dik maak. Jy weet, om net 'n lae profiel te handhaaf en te probeer funksioneer onder die radar, soos wat baie van die groot besigheidsorganisasies doen. Ek dink dis tyd dat sakeleiers veral ook opstaan en sê wat hulle sê. En organisasies soos Sakeliga byvoorbeeld doen skitterende werk, uitstekende werk. Ek weet daar's baie leiers oor die politieke spektrum, sakeleiers spesifiek. Rob Hershoff dink ek aan byvoorbeeld, ek weet onlangs het Hendrik de Tooy van 91 het hy ook redelik krities gewees. Jouself wat in die openbaar nou hierdie opmerkings maak en so. Maar hoekom is besigheid nie meer krities teenoor die regering nie? Hoekom is dit so half asof besigheid nog steeds ten spyte van die volume wat bietjie toegeneem het, is nog steeds relatief stil? Kyk, die regering het natuurlik 'n reuse hefboom in terme van regulatoriese diskresie. Jy weet, jare gelede het Pieter Cox by Sasol baie opdraande gekry en hy is die voorsitterskap van Sasol ontsê omdat hy durwaag het om in regulatoriese dokument te sê dat swart ekonomiese bemagtiging is 'n risiko. So ek dink daai insidente waar die regering uitermate hard opgetree teen besigheidsleiers wat enigstens verskil van beleid, het gemaak dat mense sê, kyk, as ek 'n mynbou lisensie wil hê, as ek 'n water lisensie wil hê, as ek 'n kontrak by die regering wil hê, dan beter ek nou in my spoor trap. Ja. Of anders is daar moeilikheid vir my. So ek dink daai amper, jy weet, vreesfaktor het definitief 'n rol gespeel. Ander, ek moet vir jou sê nou, laat ek het nou jou dopgehou. Eskom is nou baie belangrik vir die land om verskeie redes van enige ekonomie wat 'n land se ekonomie soos Suid-Afrika wil ontleed, moet baie aandag gee aan Eskom en wat daar nie gebeur is en ook 'n klomp ander goeders in die ekonomie. En ek dink jy het werklik waar 'n baie moeilike job aangevat en namens Suid-Afrika wil ek vir jou sê baie dankie vir wat jy daar gedoen het. Jy het werklik die grondslag gelê vir die Eskom wat vandag heel wat beter werk as in die verlede, maar ek dink daar's nog verskriklik baie werk. So baie dankie daarvoor. Baie dankie. En dis baie lekker om jou vanoggend met jou te gesels. Net jammer die tyd haal mense elke keer in. Groot plesier. Wat groot, dis 'n wonderlike gesprek vir my.
moet ek vir julle sê. Dis die lekker deel van ontbytsake, dat mense ontmoet mense soos Andre de Ruyter. Soos ek gesê het, dis lekker om ontbytsake aan te bied. Ons moet sulke wonderlike mense. Dankie vir ons draai gemaak. Andre, ja, en ek wil tot 'n mate Dawie se woorde reverbereer. Tot 'n mate? Tot 'n mate. Ja, ek stem nie altyd met alles wat jy sê saam nie, maar hier vanoggend kan ek nog. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het en dit is vir my wonderlik om uit iemand soos jy se mond te hoor dat nog hoop is vir ons land. Ons stuur vir jou weg met 'n Beeslaar pinotage, heerlik, 'n ontbytsake bekertjie, 'n boot en rally leersak en 'n ontbytsake 25 jaar viering tydskrif. Baie dankie dat jy by ons kom kuier. Baie dankie. Groot waardering. Baie dankie Andre. Ons wil net sê daai koppie is leeg, hoor, daar's die koffie. Ons kan nog Volgende week kuier ons saam met die prins van pinotage, Beier Strutter, om saam met hom pinotage se 100ste verjaarsdag te vier. Jo, dit gaan lekker wees. Ek is nie volgende week hier nie. So stem maar vir oom Beiers groete en mis my. Ons sal jou mis. Julle beter. Jy kan maar slukkie vat. Ek het hierdie wyn eers op poeders shop. Ja, nee maar. Kan ek julle 'n bietjie jaloers maak? Ek's volgende week op die blou trein. Bye julle. Bye julle. Hier is meer as 'n blou trein, maar